Goeiedag en weer eens baie welkom hier by Alberton Lewensentrum en ook aan al ons kykers, baie welkom. Het is vir ons goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons eredienstyd saam. Nou ons is besig vandag of gaan praat oor die 6de ritme, waarin ek en jy moet groei. Die ritme van God is lief vir die hele wêreld en stuur jou en my om ook lief te hê. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons is besig met hierdie reeks Lewe met Ritme en daar's letterlik al honderde duisende mense wat saam met ons besig is om met ritmes te begin leef. Die ritmes natuurlik van wat ons glo Jesus Christus vir ons gegee het. Ons het nou al 5 van die ritmes behandel met jou en vandag gaan ons na die 6de ritme kyk. Voordat ek aangaan met die ritmes, kom ek vra jou eers hierdie vraag. Het jy al 'n bietjie gedink, wat is ritmes? Hoe praat ons van ritmes? Dis iets van herhaling, né? 'n ritme is iets van 'n gewoonte in jou lewe, is iets van 'n routine in jou lewe. En ons gaan oor 'n week of 2, dan gaan ek net stil staan by hierdie woorde. Iets van om vir jou te verduidelik dat jy het al reeds ritmes in jou. Jy het al reeds gewoonte gedagtes, gewoonte emosies, gewoonte denke en dade binne in jou, wanneer ons oor sake praat. En wat ons probeer doen is juist dit, om jou ritmes te verander. En om jou ritmes oor God, ritmes oor mense, jou ritmes oor geld, jou ritmes oor jou doel op aarde, ons probeer jou ritmes te verander na die ritmes van Jesus toe. Ek dink jy onthou die uitnodiging van Jesus, né? Waar hy gesê het, kom na my toe en kom leer by my. Kom leer my ritmes aan. Die ritmes wat vir jou gaan lei na vervulling, betekenis en 'n nuwe lewe toe. Ook in Markus 12, né, waar ons ook die ritmes gekry het van om God lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand, jou siel en al jou krag, en dan iets van om jou naastes lief te hê. Nou kom ons begin sommer dadelik daar. Ons sê jou naaste, daar is 2 groepe naaste wat ek en jy het. Die eerste naaste is dat ons gekyk het van jou medegelowiges. En dit is die broodjie teken. Ek dink jy sou dit onthou het saam met ons. Die broodjie sê, ek het mense in my lewe, saam met wie ek die pad stap. Ek het mense in my lewe aan wie ek oopmaak, wat my vra en ek vra, hulle vra. En ons werk hard daaraan, om gesonde mense in ons lewens te kry om ons. Ons praat van medegelowiges. Hulle glo soos ons glo, hulle dieselfde doelwitte as wat ons het, en dis die eerste groep naaste wat jy in jou lewe het. Maar dan het ek en jy ook 'n tweede groep naaste.
En dis die skoen wat ons daar gebruik in daai ritme. En dit is iets van God is lief vir die hele wêreld en stuur ons om ook lief te hê. Dis hierdie ritme van, daar's nie net die naaste in jou en my wêreld wat soos ons is nie, daar's ook naaste wat anders as ons is. Onthou jy dadelik die gelykenis van die barmhartige Samaritaan? Wie is my naaste? En Jesus gaan en hy vertel 'n storie om te wys, jou naaste is mense wat anders as jy is. Dink bietjie mooi daar. Net die Samaritaan wat gekom het en die Jood wat seer gekry het en die Lewiete wat nie gehelp het nie in al hierdie klas. Jesus probeer iets wys van klasse, van rasse, van groepe en jou naaste is enige ander mens na wie ons kan kyk of wat in jou en my lewe is. Nou, ons wil praat oor hierdie beginsel, hierdie ritme. Hoe voel jy? Watse emosie kom by jou op as ek sê, God is lief vir die hele wêreld en stuur jou en my om ook lief te hê? Watse emosies kom by jou op as jy dink, is God regtig lief vir alle mense? Mense wat anders as ek is? Kom ons wees eerlik, ons het baie keer hierdie denke, né? God is lief vir mense wat soos ek lyk. En ek maak nou net 'n grapie, maar baie van ons Afrikaners dink Jesus moes Afrikaans praat. Ek bedoel, almal wil Afrikaans wees, almal wil blank wees, almal wil, weet, ons het hierdie denke, iets van, maar God is net lief vir mense soos ek. En hierdie ritme is nie, God is lief vir alle mense, die hele wêreld. So wat's die eerste denke wat by jou opkom? Die eerste emosies. Kom ek gee vir jou nog 'n emosie. Wat's die eerste denke en emosie wat by jou opkom as ek sê evangelisasiewerk? Dink jy dadelik aan straat tot straat of wat hoek tot hoek, klop aan 'n deur of daai straat evangelisasie hier voor 'n winkelkompleks en jy moet musiek maak en allerlei goed of traktaatjies uitdeel. Dink jy aan, onthou jy toe ons traktaatjies uitgedeel het? Wat is die ritme wat in jou hart opkom as ek vir jou sê, God wil jou stuur om ander mense lief te hê en aan hulle ook die evangelie te gee. Nou voordat ek met jou gaan behandel, hoekom is daar 'n skoen? Kom ons gaan kyk eers na die skrif rondom hierdie beginsel. Johannes 3:16, baie bekend. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Nou, hierdie skrif, baie bekend, so lief het God die wêreld gehad, né? Maar ons ken hom, maar besef ons wat sê daai skrif? Daai skrif sê vir jou en my iets van God het die hele wêreld lief. En daarom het Jesus aarde toe gekom. Hy het nie net vir een ras gekom nie, hy het nie net vir een kultuur gekom nie, hy het nie net vir een taalgroep gekom nie, hy het nie net vir een mensdom gekom nie, hy het vir die hele wêreld gekom. Nou kom ons gaan net so 'n bietjie terug. Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy as 'n Jood aarde toe gekom, né? Uit die uitverkore volk, uit die Ou Testament uit, die Israeliet en die Jood. En almal dink, en dit lyk as jy die Bybel so lees en jy stop op sekere punte, dan lyk dit, Jesus het net vir die Jood gekom. En ek en jy is vandag baie bly, né? Vir die res van die Bybel, waar Paulus gegaan het na alle mense toe, waar die evangelie aan alle mense verkondig geword het, waar die evangelie uitgekring het na elke taal en ras en kleur en mensdom toe. So, dink bietjie net mooi, Jesus het eintlik gekom as 'n Jood. En as jy nie vandag 'n Jood is nie, en jy dink hy het net vir sekeres gekom, dan is jy in die moeilikheid. Want dan sê jy hy het eintlik net vir die Jode gekom. So, ek en jy moet dadelik begin vrykom, in 'n nuwe ritme kom, en wanneer ek mense sien, enige mens, dan moet ek in daai ritme kom van, God het ook vir hulle lief. God het ook vir hulle gekom, hy het vir die hele wêreld gekom. En as ons aangaan met Johannes 3:16, hy het vir die hele wêreld gekom, en hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie. So God se eerste hartklop is nie, wie kan ek hel toe stuur nie?
Sy eerste hartklop is, wie het nou alweer sonde gedoen, sodat ek jou kan straf nie. Nee, God se eerste hartklop is, ek wil nie veroordeel nie, ek wil red. Ek wil help, ek wil genees, ek wil voorsien, ek's 'n liefdevolle Vader en ek soek eerder 'n rede om te red as om te veroordeel. Hierdie was vir my nogal in my lewe 'n bevrydende gedagte. As ek dink aan die man aan die kruis, né? Onthou jy die kruisigingsverhaal? Een man spot Jesus en sê, as jy die redder is, haal ons jou af, red ons. En die ander man kom op vir Jesus en hy sê net hierdie woorde, dink aan my. Weet jy, daai woorde, dink aan my, was genoeg rede vir Jesus om te sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, God soek rede om te red. God soek nie rede om te veroordeel nie. En dit moet ek nou ongelukkig sê. Baie keer in die kerkwêreld voel ek, ons is vinniger om te veroordeel as om te red. Ons is vinniger om te sê, hoekom sal jy nie hemel toe gaan nie? Hoekom is jy nie goed genoeg nie? Hoekom pas jy nie by ons kerk in nie? Hoekom hou jy nie van my teologie nie? Hoekom doen jy nie wat ek doen nie? En nou kan ek nie met jou 'n verhouding hê nie. Waar Jesus kom en hy's vinniger om te red as om te veroordeel. So, dis 'n ritme wat in my moet verander. Daar's 'n definitiewe verandering wat in my hart moet plaasvind oor, hoe voel God oor mense? Hy wil hulle red. En hy sê, elkeen wat in my glo, sal gered word. Maak nie saak van jou taal, jou kultuur, jou agtergrond, jou menswees of enigiets van dit nie. Hy sê, jy sal gered word. 'n Laaste gedagte hieroor, dan gaan ek jou verduidelik hoekom is die rit met 2 skoene. Daar's 'n Bybel applikasie op jou iPhones en iPads en sulke klas en jou Blackberry se goed. En sy naam is YouVersion. Baie mense het al gevra, wat se Bybel gebruik ons en lees ons en alles. Ons gebruik byvoorbeeld YouVersion. En YouVersion is 'n gratis Bybel wat jy op jou foon en oral kan kry. En gaan kyk bietjie in hoeveel tale is daai Bybelapplikasie al vertaal. En jy gaan skrik. Weet jy wat sê dit vir jou? Elke taal en volk en nasie lees Bybel. Elke taal, elke volk, mense wat heeltemal anders as jy lyk, hou kerk soos jy, lees Bybel, hou Kersfees, hou Paasfees, dien die Here, het 'n verhouding met hom, bid, huil, smeek, vra, is besig met hom. Ek het met die kerk gepraat wat YouVersion begin het, Life Church in Amerika, en die persoon het ons vertel dat op Kersdag het hulle so groot bord in hulle kantoor met liggies op van die hele wêreld waar hierdie applikasie gelees en gebruik word. En hy sê, jy moes gesien het hoe op Kersdag die liggie beweeg het oor die hele wêreld. En in elke stam en nasie, volk en taal op 'n sekere tyd begin die liggies aangaan, soos wat kerke, ouers, ma's, pa's vir hulle kinders die Kersverhaal lees. Kan jy dit insien, die prentjie? Die hele wêreld, hoe die liggies begin aangaan, soos wat dit dag word, die son skuif, hoe meer liggies begin aangaan, hoe meer mense lees die Kersverhaal, en daar het ek net weer besef, God is lief vir die hele wêreld. En hy het elke volk en nasie en taal. Nou die vraag is, vir my en jou, hoekom is dit ons 2 skoene as ons praat van evangelisasie, as ons praat van Gods lief vir die hele wêreld en ek moet hulle ook lief hê? Kom ek gee vir jou die beginsel. Die beginsel is iets van, as jy eers in iemand anders se skoene geloop het jy baie meer liefde vir hulle. Het jy al mense ontmoet van wie jy nie hou nie? Ekskuus, ek's eerlik, ek het sulke mense in my lewe. Daar's 'n sekere prentjie nou hier in my gedagte, as ek iemand sien wat op 'n sekere manier lyk of aantrek of haar of wat ek gaan nie uitpraat nie, maar daar's 'n sekere groepie prentjie mens wat as ek hom sien is ek dadelik kwaad. Ek wil hom sommer 'n klap gee en sê, man, kom by, wat vang jy aan met jou lewe en wat doen jy nou? En weet jy wat? As ek daai mense 'n rukkie in hulle skoene loop, dan kom ek agter, hulle het ook 'n binneste, hulle het ook kinders, hulle het ook gebedsversoeke, hulle het ook bekommernisse, hulle het ook vrees, hulle is ook honger vir God en meer van sy liefde. En as ek net eers 'n bietjie in hulle skoene loop, dan begin ek die hartklop te kry wat Jesus vir hulle het. En hierdie is vir my, dis ingrypend.
Gaan meng net 'n bietjie met mense wat anders as jy is. Doelbewus. Onthou, God's lief vir die hele wêreld en stuur jou en my om hulle ook lief te hê. So 'n uitdaging. Gaan doen iets wat jy nog nooit gedoen het nie. Gaan meng met mense wat jy nog nooit gemeng het nie. En wanneer jy met hulle meng, loop 'n bietjie in hulle skoene. Voel hoe hulle voel. Gaan deur dit waardeur hulle gaan. En dan die aand as jy in jou bed lê, dan praat jy en jou vrou of jy en jou man daaroor en dan ek beloof jou dat jy gaan sê, ek het nooit geweet dis waardeur hulle gaan nie. Ek het nooit geweet hulle voel ook so nie. En jy gaan iets sê van, mense bly maar mense. Maak nie saak van hulle taal nie, maak nie saak van hulle smaak nie, maak nie saak van hulle klere drag, hulle haarstyl of hulle wat ook al, maak nie saak van hulle kleer nie. Mense bly maar mense. En mense soek na God. En ek en jy word gestuur om hulle lief te hê. Daar's 'n klassieke versie. Jy het nou Johannes 3 vers 16 saam met my gedoen, maar dan aan die bietjie einde van die Bybel is daar nog 'n Johannes, en ons noem dit die briewe van Johannes, 1 Johannes. En dan in 1 Johannes 3 vers 16, kry jy weer amper die opdragversie. Jy sien Johannes 3:16 sê, God het lief. Maar 1 Johannes 3:16 sê, nou is dit my en jou beurt om lief te hê. Kom ek vat jou na daai skrifgedeelte toe. 1 Johannes 3:16, hy sê, hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Johannes 3:16, hè? Maar nou 1 Johannes 3:16, hoor wat sê hy. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie. Hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdie skrif sê so duidelik, God het lief en hy stuur ons om ook lief te hê. En ja, liefde is baie keer gee iets, gee jou tyd, nie noodwendig altyd geld nie, gee jou tyd, gee jou oor, luister, maak oogkontak met mense, stel belang, maak nie saak van hoe hulle lyk of wie hulle is, of hulle soos jy is of anders as jy is nie, maak jou liefde prakties. Maar onthou wat hy gesê het, dit moet nie net lippetaal wees nie, dit moet oorgaan in 'n daad jou liefde. En daarom, elkeen van ons moet hierdie uitdaging vat in ons lewens en sê, Here, ek wil lief hê, met my hele hart, met alles binne in my, maar dan wil ek ook ander mense lief hê. Weet, hierdie uitdaging gaan aan jou en my vat, hierdie ritme gaan aan jou en my vat. Kan ek jou reguit vra, wie is daar in jou lewe wat anders is? Wie is daar in jou lewe wat 'n ander taal praat, 'n ander kultuur, wat anders lyk, anders smaak het? Ek beloof jou, ek en jy is geneig om van hulle af weg te bly. Wil jy nie in hierdie week juis hulle opsoek nie? En probeer om liefde aan hulle te bewys. En dan hierdie ritme aan te leer. God is lief vir die hele wêreld en stuur my om ook lief te hê. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Lig van die wêreld, jy skyn in die duister. Nou kan ek sien wie U is. Liefde wat maak dat ek U wil ken hier by U elke oomblik.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U liefde het geen perke nie, maar soveel keer het ons liefde perke, grense, reëls. Here, ons kan net bid, help ons met ons swakheid, dat ons kan lief hê soos wat U lief het. En in hierdie week, wys ons mense wat dalk anders as ons is, sodat ons hulle kan lief hê. U liefde na 'n wêreld toe neem. En Here, hoe sal Suid-Afrika nie verander as ons begin om mekaar werklik lief te hê nie? Help ons daarmee, is wat ons vra in Jesus naam. Amen.